Goeiemôre geliefdes. Julle, ek het nou hier so stelselmatig van Nelmarie gekontak en gesê, jy kan maar by jou man sit. Hy's daar, nou is hy reg. Mens kan mos nou nie in die kerk sit en sonder nie by jou man sit nie, maar ek weet. Hy gaan hom baie, is nou beter. Sy. Geliefdes, ek dink julle sit hier vanmôre nie omdat julle gehoor het daar's teen nie, maar omdat julle gehoor het daar gaan engele vandag vir julle kom sing, nê? Ja, welkom spesiaal aan ons besoekers. Mag die Here vandag vir julle ook seën met julle stemme en dankie dat julle vandag vir ons kom verhelder en ons hart warm kom maak, nê? Geliefdes, hier is 'n paar mense, draai sommer so langs aan voor jou, agter jou en groet mekaar in die naam van die Here. Wonderlik. Welkom ook aan die wat in saai met die verskillende tegnologieë en ook aan die villas. Dis wonderlik om in die naam van die Here die diens te begin. En ek herinner u aan Romeine 11 vers 36 waar daar staan: uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daarmee groet ek u in die naam van die Here. Genade en vrede vir elkeen van julle van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag hy spesiaal vir elkeen van julle vandag vir julle kom ontmoet. Die tema van môre is die krag van woorde en ek is aangenaam verras met baie hoeveelheid mense hier vandag is, want dis nie noodwendig 'n maklike tema nie, nê? Woorde, ek weet nou nie van u nie, maar ek is een van daai mense, ek praat voordat ek dink. Ek is bly hier's 'n paar koppe knik wat saam met my stem. En my tong het my al 'n paar keer in die moeilikheid gebring. Veral by my ouers. Want met ons tong kommunikeer ons. Ons sê wat ons voel, ons sê wat ons dink. Ons sê hoekom ons 'n spesifieke ding doen. Ons mond laat ons baie keer baie in probleme en wanneer jy jouself dalk verdedig, maak jy nie die paptikker aan. Baie keer vorm jou mond die verkeerde woorde en dit het my laat dink aan 'n verhaal van Dirkie Smit. Nou, ek was nie bevoorreg om Dirkie Smit as 'n professor te hê nie, maar Dirkie Smit is 'n baie bekende persoon. Hy was op 'n tyd professor daar en hy het baie boeke geskryf. As jy vir 'n teoloog vra of 'n dominee vra wie's Dirkie Smit, gaan hulle vir jou dadelik kan sê. En hy het 'n boek geskryf met die naam van Wat ons sien in 'n spieël, of in die spieël, en daarin vertel hy dat 'n wyse of 'n vrou na 'n wyse oom toe gegaan het en vir hom gevra het, oom, ek kort jou wysheid. En natuurlik het hy gevra waarmee hy help, want hy is mos die wyse man. Sy het gesê, ek wil die woorde wat ek gespreek het ongedaan maak. Hy het vir haar gesê, nou goed, gaan staan daar buite met 'n sak vol hoendervere. Nee, nou hoendervere is baie klein. En elke keer wanneer jy nou daar staan, druk jou hand in die sak en maak jou hand oop met die hoendervere daar buite. En sy het dit gedoen, sy het gegaan en sy het die hoendervere uitgehaal en so opgevat en elke keer wanneer sy oopgemaak het, het die wind so laat waai. Later aan is die hele plek vol hoendervere. Sy het teruggegaan en gevra, maar nou, wat nou? Sy het vir haar, gaan terug en tel elke hoenderveer op. En sy het gesê, dis nou onmoontlik. Sy sê, maar dit is juist die punt. Dis 'n onbegonne taak. Sodra jy dit uiter, is dit in die wêreld. Of dit nou goed of sleg is, dis ons realiteit. En ons gaan vandag praat oor die krag van woorde. En ek glo en vertrou dat die Here ons lei om ons woorde te gebruik, nie net om te kommunikeer nie, maar ook om die Here te loof en prys. So ek gaan u nooi om saam met my
ons aanvangslied te sing, lied 284, die 284, laat u vrede deur my vloei. Kom ons sing dit staande saam. Wat is 'n preek sonder 'n glipsie van Tanita? Ekskuus tog vir daai laaste versie. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir die Ruiterwag Sentrum, sê ek dit reg nie? Ja, Ruiterwag Sentrum se koor om vir ons te begelei. Ek het gesê ons woorde is kragtig en nog meer kragtiger as ons die Here daardeur loof. U word geleentheid gegee om vir ons hier te kom sing.
Op hierdie diep belewenis wat ons nou net beleef het, wil ek u nooi om saam met my in gebed te tree. Here, dankie dat ons opnuut kan besef, ons tong, ons woorde, hoe klein dit mag wees, het groot impak, Here. En so is ons so bewus van hierdie sang wat ons al net gehoor het, die Halleluja krete, Vader. Here, U is in beheer, U regeer. En wat 'n voorreg, Here, dankie dat ons stemme kan gebruik om U daardeur te loof en prys. Here, dankie dat ons kan sing van U liefde, U genade,
En Here, ons wat oorgee, dat U in ons as instrumente gebruik kan word, om die wêreld van U liefde en genade kan getuig. Here, wanneer ons nou ook nader aan die woord, mag U vir ons dit kom oopbreek, Vader. Mag ons kom hoor wat U vir ons te sê het. Ja, Here, ons luister gretig en mag ons met ons hart, ons ore, ons hele wese luister. En so ook U stem hoor en dit gaan uitvoer. Ons kan gaan getuig met die krag van woorde. Amen. Geliefdes, ek nooi om saam met my ons toetree lied te sing. Dis eintlik nader my God by U. Dis 'n gebedslied en ons gaan al 3 verse sittende sing van lied 512. Ons boodskap kom vanmôre uit Jakobus 3 uit. Jakobus 3 eerste tot 1 vers 1 tot 12 en daar staan die volgende geskryf. Die opskrif van hierdie teks is beheersing van die tong. My broers en natuurlik susters ook, wil ek net byvoeg. Julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand struikel, nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. By magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek
en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roetjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is dit met die tong. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier is al deur die mense getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mens wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie en 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons lees tot sover. 'n Swaar stukkie, ek weet, maar nodig, verseker. Want geliefdes, ons het ons tong nodig. Geloof sonder ons tong is vaal. Ons moet ons tong gebruik om ons geloof uit te voer. Nou, ek het groot geword met 'n baie wyse oupa en ek mis hom vreeslik baie. En hy het altyd gesê, stil bly is ook 'n antwoord. Stil bly is ook 'n antwoord. Geliefdes, as ons dink aan ons tong, besef ons woorde is kragtig. Is krag in elke woord wat ons sê, en wanneer ons dink aan stil bly is ook 'n antwoord, dink ons baie keer, ons moet flink wees om te luister en stadig wees om te praat. Baie keer in die lewe gaan ons deur en ons fokus is meer op die stil bly. Want net nou sê ek iets verkeerd. Net nou gaan ek teenstrydig teen wie ek is. Maar Jakobus maak 'n ongelooflike belangrike punt wanneer hy hier skryf oor die beheersing van die tong. Hy sê vir ons in die voorafgaande gedeeltes, en jy kan gerus Jakobus gaan lees, is net 5 hoofstukke. In die voorafgaande gedeeltes sê hy, daar's 'n verband tussen ons geloof en ons werke, ons optrede. In Jakobus 2 vers 18 staan daar geskrywe, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Geliefdes, sonder dade, sonder optree, sonder woorde is ons geloof baie swak. Is ons geloof as te ware nutteloos. Wat probeer ek daarmee sê? Dis deel van ons getuienis, dis deel van ons oorgawe, dis deel van ons verlossing om ons woorde te gebruik. Daarsonder is geloof waardeloos. En dit wat Jakobus hier vir ons kom beskryf, herinner ons van die groot impak van die tong, ja, maar ons hoef nie weg te skram van dit nie.
Dis 'n klein liggaamsdeel met groot mag en groot waarde, want wat kan ons alles bereik met dit? Daarom gebruik Jakobus eintlik twee pragtige beelde om vir ons hierdie te beskryf. Hy sê vir ons, dis soos 'n stang in die bek van 'n perd. Nou, ek weet nie of u al gesien het hoe daai ding lyk nie. Hulle maak nou maar gaan, ja, as hy so in die mond is. Ja, hulle is nie noodwendig gemaklik of wel gelukkig oor dit nie, maar dit beheer die perd. En glo my, jy wil nie op 'n perd sit as daar nie beheer is nie, dit is baie gevaarlik. As jy nie dis, kies tog. Net daarby gesê. Maar dis dieselfde soos 'n boot. Wie gaan op 'n boot wil staan sonder 'n stuurwiel? Of 'n roer? Nee, ek weet nie van julle nie, maar selfs 'n rooibootjie is vir my verskriklik erg. Geliefdes, die beheer wat 'n klein liggaamsdeel is nie altyd negatief nie. Ons het die vermoë om ons liggaam in toom te hou, wanneer ons tong in toom hou. En het u so daaraan gedink, dit wat uit my mond uitkom, dit wat ek uiter, dit wat die woorde wat my tong vorm, die manier hoe ek praat, het 'n direkte verbintenis tot jou karakter. Wie jy is in God. Dis 'n verbintenis in wat ons sê en wat ons doen. Geloof vloei uit werke en dade, na dade en werke. Maar ek wil nie daar stop nie, want ek dink ons weet mos, ons moet versigtig wees wat ons sê, en die tong is kragtig, maar ek wil dieper gaan vanmôre. Veel dieper. Jy sien, dit wat Jakobus vir ons sê is nie oppervlakkig nie. Ons moet nie net bewus wees van wat ons tong sê en wat ons doen met ons tong nie. Ons moet nie net dit beheer nie, ons moet dieper kyk. Want geliefdes, soos wat Jakobus sê, om die tong te beheer is onmoontlik. Niemand is volmaak nie. Niemand kan sy tong beheer nie. Maar met die krag en die wysheid en die insig van die Here wat ons vir hom vra, kan ons tog nader en nader volmaak raak. Inteendeel vers 8 tot 10 bespreek dit of verwys dit eintlik vir ons baie mooi, maar geen mens kan die tong tem nie. Ons kan nie. Dit is onbesedendig, kwaadvol, dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader en daarmee vervloek ons die mens wat na die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vloek. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Geliefdes, waarom wil ek dieper gaan vanmôre? Die woorde en dit wat ons tong vorm, kan net volhoubaar wees as ons hart op die regte plek is. Onthou u nog Jesus se wyse woorde, hier is al Jesus se wyse woorde, maar onthou u nog Lukas 6 vers 45. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Sien net 'n spreekwoord nie, dit kom van die Bybel ook af. Waar die hart van vol is, loop die tong van oor. Beteken dit dan nou dat ons nou glad nie meer onbewaaklike oomblikke mag hê nie. Mag ons nou glad nie meer daai uitbarstings hê nie. Verseker, geliefdes, gaan dit gebeur. Die woorde wat ons gaan uiter, gaan nie altyd mooi wees nie. Ons gaan onbewaaklike oomblikke hê wat ons iets gaan sê en doen wat nie aanneemlik vir die Here is nie. Maar dit moet ons nie afkraak nie. Want jy sien, dit gee vir ons verdere geleentheid om te groei. As ons struikel, stap ons nie weg sonder enige verantwoordelikheid oor daai struikeling nie.
As ons wel wegstap sonder om geraak te word oor ons optrede en ons woorde, dan moet ons hart weer gaan ondersoek. Die mooiste beeld wat Jakobus vir ons wel verskaf is, 'n fontein kan nie beide vars en brakwater laat uitloop nie. Die hart kan nie vloei van net wat goed is en wat sleg is van die wêreld nie, geliefdes. En nou gaan ek, julle het nou al geleer, ek sê, as ek nou iets gaan moeilik sê, dan hou maar nou vas aan die stoele, ek glo hulle gaan nie kraak nie. En is hier jou moontlik, hier die belangrike deel. Ons kan nie in geselskap met gelowiges gelukkig wees en getuig van die Here en by 'n kerkfunksie sê, die ruiterwag het so pragtig gesing. Maar wanneer ons hier uitstap by ons kollegas kla oor die ander een, of die persoon wat agter jou of voor jou stap wat net ewe skielik 'n draai vat en 'n flikkerlig nie aansit nie, vloek en skel nie. As ons hart vol is van God, getuig ons mond 24/7 van die Here. En daai onbewaaklike oomblikke wat jy nou wel uitskel, die persoon voor jou wat nie 'n flikkerlig gebruik het nie en jou lewe ook in gevaar gedring het, dan moet jy maar ook vir die Here vra, Here help my om volgende keer beter te wees. 'n kind van God se mond getuig een boodskap en dra een boodskap oor. As ons teen die boodskap van die Here gaan, as ons mond nie getuig van God se boodskap nie, dan gaan ons teen ons nuwe natuur wat die Here in ons kom vorm. En nou gaan ek dit prakties vir julle verduidelik, né? Want hoe gaan ons dan nou hier uit en ons weet ons moet oor ons woorde dink en kontempleer en vir die Here leiding vra en al daai mooi dingetjies, maar ons onthou nie regtig nie, want hulle het te veel woorde gebruik. So ek gaan prakties hier illustreer. Ons leer by Jakobus dat ons woorde kragtig is. Nou verbeel jou, wanneer laas het jy 'n ballon opgeblaas? Hulle sê, jy kan nie 'n ballon opblaas as jy val staan het, is dit waar? Ek sal maar bid vir die dag van wanneer ek val staan het. Net 'n grapie, julle. So wat beteken dit? So sê nou maar hierdie ballon is jou hart en jou liggaam. Ons trek hom net so bietjie. Die Here vorm hom voor die tyd en hy maak plek vir alles. En ons sê, ons hart is vol. En met ons mond getuig ons van die Here. As ek kan dit nog doen. Ons getuig van die Here. Met ons mond loof en prys ons die Here, né, dames en here. Met ons mond bid ons tot die Here. Met ons mond en ons tong staan ons 'n gelowige by en praat ons hulle moed in. Nou moet ek begin 'n voorbeelde kleiner maak. Okay. Maar dis tog nie al wat ons liggaam doen nie, né? Met ons mond praat ons ook soms sleg oor ons kollegas. Dit gaan ook in die hart in. Met ons mond, meneere, skel ons ook daai rappiespeler uit wat nou nie 'n 3 gedruk het nie. Alhoewel die Bokke baie goed gedoen het. Daai een onbewaaklike oomblik het jy dit in jou hart ingebring. Een van my gunstelinge wat ek self baie keer inval, is die persoon voor my wat net doodstop by die stopstraat of sommer net my lewe in gevaar is. En ek in daai onbewaaklike oomblik ietsie sê, ons gooi sommer lekker plaas in. Gebeur baie, Weskaapse verkeer. As dit jou hart is, en alles wat vol van die Here is, maar ook vol van die wêreld is,
Wat gebeur? Dit gaan al hoe meer in die wêreld in. Maar, sê nou maar, ons het al daai goedjies gedoen, hè? Kom. Ek het nou net vir julle al die getuienisse gegee. Maar daai oomblik wat jy jou kollega agter hulle rug sleg gesê het, vra jy vir die Here, Here, help my dat ek volgende keer nie dit doen nie. Ek eerder iets goed sê en vir hulle gaan vra, waar kan ek jou help? Raak jou hart beter, dan vervul jou hart beter. Elke keer as jy by daai braai is of daai wat rappie wedstryd en jou manne wat saam met jou sit of jou dames wat saam met jou sit, vloek en skel en al daai mooi dinge, lelike dinge skies tog, en sê ons julle, kom ons gee vir die Here dit oor in die Here. Ons is passievol, ja, maar kom ons gebruik nie die woorde wat afkraak nie. Hulle kan dit in elk geval nie hoor nie. Dan blaas ons op. Ons hart raak beter. Jy kom by die flikkerlig en jy het 'n onbewaaklike oomblik, dan vra jy vir die Here, Here help my om volgende keer beter te wees. Minder te reageer, meer te bid. Ek raai is sleg teen. Geliefdes, wat gaan gebeur? En jou hart al hoe meer voller van die Here raak. As ek nou die geleentheid gehad het ek vir julle almal 'n ballon gegee. Want op hierdie oomblik sou ek vir julle gesê het, blaas hom op, en dit gaan hom saam met my. Ons woorde is kragtig, maar wanneer ons van die Here praat, is dit aansteeklik. Hoe lyk jou hart vanmôre? Watter woorde gebruik jy? Ons kan nooit volmaak wees, die geliefdes, maar ons kan elke dag vir die Here vra, dat ons nie 'n wag voor ons mond sit nie, maar mag U die wag wees. Here, help ons nie om stil te bly wanneer daar kwaad gedoen word nie, maar van U geregtigheid en U genade te getuig. Here, vergewe my dat ek volgende keer beter kan wees. Hoe meer ons na die Here streef, hoe voller gaan ons wees. En hoe meer gaan ons tong, wat die kragtige woorde het, die Here loof en prys, soos die Here lyk, en minder soos die wêreld. Hoe lyk jou hart vanmôre? Watter woorde gebruik jy met jou tong? En wat spreek jy in die wêreld uit? By gelowiges en selfs by ongelowiges. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om by U stil te word, Here. Ons hart weer te deursoek en besef, Here, ons gaan nooit volmaak wees nie. Die woorde wat ons in die wêreld uitsit, Here, ja, dit maak soms seer, dit is soms verkeerd. Maar ons kan net vir U vra om ons te begelei elke liewe oomblik, Here. Here, mag U die wag voor ons mond wees. Here, mag ons net getuig van U goedheid en U genade en U loof en prys. Mag U vir ons wysheid en insig gee wanneer ons wel onbewaakte oomblikke het, waar ons nie U wil uitleef nie. Dankie, Here, dat U ons herinner. Ons tong het kragtige woorde wat dit vorm, Here. Maar U is groter en U help ons in elke oomblik as ons om hulp vra. Mag ons hart en mond dan getuig. Mag dit oorloop van net U liefde, U genade en U wysheid. U goedheid, Here,
En so kan ons verder getuig. Amen. Geliefdes, kom ons gee dan nou geleentheid vir die offergawes. Sy. Die van my. Sorry hoor. Okay. Wil je onderzoeken? Nee, as jy ek net vir die mikrofoon gee, anders gaan die belaas nie kan hoor nie. Maar jy kan rustig sit. Hulle gaan nou eers bid ook vir die kollekte. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie vir die voorreg om in die huis te wees. Dankie vir die woord. Dankie vir die boodskap van vanoggend. Dankie dat U ons gemeente so seën. Dankie vir die gemeente se ongevaardigheid. Hoe groot en klein, dat ons 'n jare verskil sal maak aan mense in nood. Dat hulle U liefde sal ervaar en besef, maak nie saak wat my omstandighede is nie. U is lief vir my. Dankie daarvoor. In ons naam. Amen. Ons kan dan nou nie anders, ons het nou gehoor vanoggend van die koor, en ons het hulle getuienis eintlik gehoor deur hulle sang, né? Ja, julle het pragtig gesing, dankie daarvoor. So, ek gaan nou vir jou geleentheid gee om 'n bietjie te gesels, jy kan jou voorstel en as hy
Ah, is eigenlijk in die mooi hoor. Goeiemôre dames en here. Ek is Nanda Brits, die bestuurder van Ruitenwag Senior Sentrum. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir die geleentheid dat ons tyd saam met julle kan spandeer vanoggend. Dit is vir ons heerlik om hier te wees. Dan wil ek dankie sê vir die skenkingsdonasies, die hulp en die tyd wat u so gee vir Ruitenwag. Ons is 234 lede op hierdie het ons, wat almal bejaardes is wat oor 60 is op hierdie stadium. 95% van hulle ontvang slegs SASSA. SASSA op hierdie stadium is so R2000. Nou, ek kan myself nie voorstel, R2000 is bitter min. Vir kos, vir behuising, nodige goedjies, dis bitter min geld. Ons kry subsidie op hierdie stadium by DSD. Die enigste probleem is, hulle het dit met 25% gesny. Ekskuus, ek vra verskoning, ek het 'n bietjie van 'n verkoue en die bors is nie baie lekker nie. So, die dat hulle dit nou met 25% gesny het, moet ons nou maar staat maak op fondsinsamelings, skenkings, donasies en borge. En dit is bitter min en jy weet, die sentrumse mense kyk na ons vir hulp. Ons het verskriklike behoeftige mense. Op hierdie stadium sukkel hulle om 'n bordkos te bekostig. Nou, Ruitenwag, ons voorsien 'n bordkos vir R30, maar ons verkoop dit aan ons lede vir slegs 10. So R20 word gesubsidieer deur Ruitenwag. So, hulle kan dit bekostig tot op 'n punt en dan nie meer nie. So, ons is dringend op soek na borge vir etes vir die mense. Is R30 'n bord indien u sou belangstel om een van ons lede te borg. Dan wil ek ook graag vir ons koor sê baie dankie. Was pragtig, soos altyd. En ek wil ook net laat weet, ons koor gaan by die Koorfees optree in Oktober by Ruitenwag Senior Sentrum. So ons wens julle die beste toe. Baie dankie verder en hoop julle het 'n baie geseënde dag. As jy enige ander vrae het, dalk en belangstelling, ek weet ek was al 'n paar keer by Ruitenwag Senior Sentrum en ek preek gereeld het op 'n gereelde basis by Ruitenwag gemeente ook gepreek. Ek weet nou nie of hulle nou daar kan innooi of kom kyk wat julle doen op 'n Dinsdag nie. Dis Dinsdag, né? Donderdag, Dinsdag en Donderdag. Dit is regtig 'n belewenis om sommer net saam met hulle te praise en worship ook. Maar as jy enige vrae het, ons gaan nou na die tyd lekker koffie en tee en ietsie pesel. Dan mag jy gerus vra vir die nodige mense. Dankie. En dankie weer eens dat julle bereid is om hier ook julle getuienis te deel deur middel van sang en julle wese. Dit is kosbaar. Mag die Here ook vir julle in hierdie tydperk seën en die antwoorde gee, want hy is in beheer. Geliefdes, ons gaan nou oor na ons laaste dele van die verrigtinge. Johan, jy moet maar seker nou nader staan, hè? Ek weet jy wil, ek wil ook eintlik hê nie, maar ja, kom staan maar nader. Geliefdes, ek weet nou nie of daar van u is nie, maar u weet seker, dit is nou my laaste amptelike diens by u. Ek is beroep na Parre Noord toe gemeente toe en dit beteken ek moet nou ongelukkig klaarmaak hier by julle. Maar dankie, ek moet sê, ek gaan nou my deel sê, dan hoef ek nie nou te praat nie. Dankie vir julle liefde, julle omgee en julle besorgdheid.
Die Here het my na julle toe gestuur, dink ek, op die regte tyd, en julle was na my toe gestuur op die regte tyd. En ek kan net die Here daarvoor dank. Johan, ek gaan nou seker die vir jou gee, né? Moet ek afkom? Okay. Wat gaan nou nie chocolate sê? Broers en susters, goeiemôre. Ek dink julle het, ons het nou in die tyd wat Dominika Lika vir ons was so gewoond geword aan dat sy altyd haar preek aanvul met illustrasies en allerlei simbole. So ek wonder toe julle nou vanoggend in die kerk ingestap het of julle nie ook gewonder het wat se groot goed hang hier bo die drank nie. En gewonder het, hoe gaan sy nou hierdie goed in relation bring met haar boodskap van vandag, verskoon die Engels. Nou is sy klaar gepraat en die goed hang nog steeds hierso. Broers en susters, ons het gehoop dat ons vandag vir julle aangenaam kon verras het. Ongelukkig het daar omstandighede wat verhoed het dat ons dit reggekry. Ons is besig met 'n projek om ons klank en ons audiovisuele stelsel in die kerk aan te pas by hedendaagse tegnologie. So die gedagte is dat ons uit volgende Sondag vir julle baie meer sal toelig rondom hierdie projek. Dominika Lika, dit is nooit lekker om totsiens te sê. En jy het so onder ons vel kom inkry van die eerste dag af dat jy by ons betrokke geraak het. Met jou vriendelikheid, jou opgewekteheid en jou joviale persoonlikheid. En as ons nou moet totsiens sê, dan gaan ons dit mis. Dit maak ons bietjie hartseer, maar ons wil vir jou baie dankie sê vir die wonderlike wyse waarop jy ook vir ons gemeente gedien het. In 'n baie moeilike pos wat ons jou opdrag wat ons jou gegee het. Dit is nie altyd lekker om by mense te gaan kuier wat seer het en wat swaar kry nie. Maar jy het met soveel sorg en soveel deernis gedoen, dat ons net met lof daarvan kan praat. Daarvoor wil ek vir jou baie dankie sê. Ek weet, as gemeente het ons ook jou misbruik. Ons het baie meer van jou tyd gebruik as waarvoor ons jou regtig gekonfronteer het. Baie dankie vir die wonderlike wyse waarop jy met ons omgegaan het. Maar dan is ons ook terselfdertyd baie bly en opgewonde vanoggend saam met jou dat jy die geleentheid nou kry om jou lewensideaal en jou beroeping regtig te kan gaan uitleef as 'n gemeentepredikant. Ons wens jou alle sterkte daarmee toe, en ons hoop dat dit 'n tyd van groot seën en vreugde ook vir julle sal wees. Ek het nou nagelaat, Pieter, ek wil so graag gehad dat jy moet ook die wil opstaan. Ek wil ook vir Anita vra om namens die gemeente en die kerkraad vir jou net 'n klein geskenkie te oorhandig. Ons wil vra, van ons weet nie wat jy in die wêreld nodig het. Ons wil vra dat julle vir julle iets gaan ook kan leer, wat vir julle altyd sal herinner aan julle reis saam met ons gemeente. Broers en susters, kom ons sing vir hulle, laat hier die seën op ons daal.
Sien dis hoekom ek my woorde aan die einde ook eers gesê het, want anders gaan ek nou te emosioneel raak. Al wat ek van my kant af verder kan sê, dankie geliefdes. Mag die Here wel die week seën. Sommer die tone en die sokkies afseën, né? En ons weet hy gaan. Geliefdes, kom ons sluit dan nou af met ons slotlied. As ons so getuig van al die gebeure in ons lewens en ons besef woorde kommunikeer alles, dan kan ons nie anders as om te sê alle volke klap julle hande, juig tot eer van God. En daarna ontvang ons die seën. Kom ons sing dit staande en ons gaan al 3 verse saam sing. So waar vergeet ek die sjokolades? Is daar nog iemand wat hierdie week verjaar dalk behalwe Neville en Skalk? Mama Leonie, het Neville en Skalk kan julle hier kom kry, een van julle kom kry, en dan kan julle vir Mama Leonie oordrag gee, wie julle sjokoladetjies, is daar iemand wat huweliksaandenking hierdie week het? Daar agter ook Skalk asseblief, skies tog julle. Blameer dit op emosies. Hulle kan tog nie hulle sjokolades vergeet nie. Dit maak nie vet nie, dis alles wat heilig is. Marinus, kan jy gou vir my teruggaan na daai refrein toe asseblief? Ons refrein het gesê, sing en sing en sing dan saam,
Loof en prys sy groot naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Geliefdes, dis daardie Here wat ons loof wat tot in ewigheid sal regeer wat jou vanmôre kom seën. Mag die Here Jesus Christus by jou wees om jou te beskerm, binne in jou wees om jou te verfris, rondom jou wees om jou te bewaar, voor jou wees om jou te lei, agter jou wees om jou te regverdig, bo jou wees om jou te seën. Want hy is ons ewige Vader, tot in ewigheid regeer hy. Amen.